Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Dinsdagoggend en dankie vir die voorreg wat ek het om met julle 'n woord te kan deel vandag. In Genesis 7 vers 16 lees ons dat toe Noag en sy familie en al die diere in die ark ingegaan het, het God self die deur agter hulle gesluit toe die vloed begin het, voor die vloed begin het. En in Genesis 8 vers 18 lees ons van hoe die deur oopgemaak is, en Noag en sy hele familie kon uitgaan en weer die aarde bewoon. Kind van God, hoekom praat ek nou oor Noag? Ek meen ons almal ken die storie van Noag, maar hier is 'n dieper betekenis. Ons ondervind baie keer dat daar's deure in ons lewens wat toegemaak word en ons verstaan nie, hoekom word dit toegemaak? Wat dink julle sou gebeur het as God nie daai deur toegesluit het agter Noag hulle nie? Eerstens, die mense wat jaloers was sou die ark binne gedring het, hulle sou die ark oorgeneem het, en natuurlik ook die water sal die ark oorstroom het, en dan was al daai moeite te vergeefs. En dis hoe dit ook baie keer in ons lewens is, kind van God. Daar's deure wat moet toegemaak word, want as daai deure gaan oop bly, gaan dit net bly skade en skade bring. En dis hoekom God die deure toemaak. Ons sien dit nie nou nie. En dit maak ons regtig baie keer voel, maar hoekom moes hierdie deur nou toegemaak word? Maar later dan besef ons, maar dis eintlik hoekom die deur moes toegemaak word. En dan natuurlik ook, toe die vloed verby was, die aarde was droog, toe kon God weer die deur oopsluit en vir Noag hulle sê, kom uit, gaan uit en bewoon weer die aarde. Nou, baie keer wag ons. Ek is seker Noag hulle het so frustreerd geraak, want God het nie die deur oopgemaak nie, en hulle wag, maar wat dink jy sou gebeur het as daai deur voor die tyd oopgemaak sou geword het? Die modder en van die water wat nog nie opgedroog is, die sou die ark binne getree het, en dan was dit 'n gemors, en dis hoekom daar baie keer deure in ons lewens is wat nog vir 'n ruk moet toe wees, en dit kan in baie aspekte van ons lewens wees, en ons raak ongeduldig, maar wanneer God sê, nou gaan ek die deur oopmaak, dan is dit die regte tyd. En dis hoekom die deur van die ark op 'n spesifieke tyd kon oopgemaak word, sodat Noag en sy familie weer kon uitgaan. Hulle kon die aarde bewoon, die aarde was droog, die vloed is verby. En dit is ook so in ons lewens, kind van God, dat daai deur wat jy wag om oopgemaak te word, God gaan hom oopmaak. God is net besig met die voorbereiding vir wanneer daai deur oopgemaak word, dan gaan jy verstaan en besef hoekom daai deur op daai tyd moes oopgemaak word. Ek hoop hierdie woord raak jou aan en dat dit vir jou 'n duideliker prentjie gee oor hoekom sekere deure toe gaan en ander deure lank vat om oopgemaak te word. En dan natuurlik, daar is deure wat sal oopgemaak word in jou lewe en ongelukkig is daar deure wat ook sal toegemaak word in jou lewe. Kom ek bid vir ons. Vader, in Jesus naam bid ek, en ek wil vir u dankie sê vir die deure wat u in my lewe toemaak. Al verstaan ek dit nie. Here, weet ek, u doen dit met 'n rede, en ek sê vir u dankie daarvoor. Here, ek bid vir my boetie en sisse, wat op die oomblik wag vir daai deur om oopgemaak te word. Liewe Here, bid ek, dat hulle nie hulle geloof sal verloor nie, dat hulle nie hoop sal verloor nie, dat hulle nie vertroue sal verloor nie, maar weet, liewe Here, soos u van Noag en sy familie, daai deur van die ark op die regte tyd laat oopgaan het, so gaan u ook die deure in hulle lewe op die regte tyd laat oopgaan. Asseblief, Vader, in Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen en amen. Julle moet 'n baie lekker dag verder hê. Kyk mooi na julleself, wees geseënd, tot môre toe. Totsiens julle.